om alles te kroon is, dinge het net weer reggekom en ons het alles weer bekom wat ons moet gehad het. En dit was laas jaar dat ek het, my dogter koop my net 'n kar laas jaar en dit gaan goed, ek is betrokke by die klub, ek doen soveel, ek handvaardigheid, juffroue op in die gemeenskap. Ek het altyd 'n passie gehad vir vroue wat so in die son sit en ek het gesê, Here, ek wil regtig verskil maak in hierdie vrouens se lewe. Mense kan nie heeldag in die son sit nie en gee my net die krag om dit te doen. Ek het begin met 'n paar vroue en ons is nou amper 20 vroue. En weet, dit was laas jaar gewees. Dit was Januarie maand gewees. En jammer dat ek my man moet inbring. Miskien sal dit nou ook help. Ons is almal vroue. En hy het natuurlik vir my gesê dit is wat ek gedoen het. En weer eens verloor ek alles. Ek verloor my kar wat ek 'n sent op skuld het. Ek verloor alles. Al wat ek oor het is myself en my breekgoed en bedegoed en bla. En dit het soveel pyn in my hart weer eens gekos, want dit het weer wond oopgemaak in my binneste. En ek voel nou gaan ek opgee. En ek het 'n blanke vriendin, omdat ek jare betrokke is in Everslyn. Ek was ook 'n bestuurderes by Everslyn. Sy sê my Queen, dit wat ons vluggie, ons moet leer om met die stof uit op te staan, of met die stand uit op te staan. Sy sê, al wat ek vir jou gaan sê, moet nie opgee nie. En probeer maar weer terugveeg. En dit was nie so maklik as en ek het mense wat ek moet face, ek het die vroue wat ek moet in die gesig kyk en is nie maklik as jy weet jy het nou alles gehad en jy alles verloor en nou moet ek weer met Cynthia gaan praat. Ek het net seer gekry en toe het ek maar weer op die einde van die dag, omdat ek glo ek is 'n baie sterk mens van binne, het ek vrede gemaak. En ek het gesê, Here, as dit is waardeur U my vat, dan is ek bereid om daardeur te gaan. En ek het onmiddellik peace in my hart gekry, vrede in my hart. En ek het onmiddellik teruggeveg. En ek het nou 'n werk gekry waar ek dink ek kon regtig ek doen nou tuisversorging, verpleging privaat by 'n plek. En ek dink dit het my weer so 'n bietjie my voete laat vind. So ja, dit is 'n lang storie, maar dit is maar net 'n bietjie inligting wat ek wil gee. Dit is 'n tipe boek, 'n lewensverhaal boek wat ek wil skryf van die pyn en die seer wat ek persoonlik ervaar het in my eie lewe. En wat 'n impak het op my kinders se lewe ook gehad het. En ek dink daar was 'n tyd dat my seun na my toe gekom het en gesê het, Mami, hoekom het jy so lank uitgehou? Hoekom het jy nie opgegee nie? Want dat ons ook soveel seer beleef het. Want dit was vir hulle moeilik om sekere dinge te aanvaar. Maar ek kon ook vir hulle gesê, moontlik was dit omdat ek gedink het, ek wil nie vir julle seer maak en ook nie vir julle onneem van julle pa se liefde nie. Het ek gedink, dit is die manier hoe ek moet uithou. En ek dink vandag het hulle die grootste respek vir my. Ons het soveel goeie verhoudings as kinders. En ek kan nie verseker met alles sal hulle na my toe kom. En met my kom praat. Hulle probleme met my deel. En ek dink hulle het soveel respek vir die manier waar Erik gegaan het en steeds nog 'n ma is. Nie een oomblik gedink het om my toevlug na iets anders toe te neem, na drank of iets anders toe nie. Maar net om my toevlug na die Here toe te neem. So ek wil baie dankie sê. Ek is toch vir geleentheid dat ek vandag het. Miskien is dit baie persoonlik, wat ek vandag gedeel het met die Esa. Maar dit is basies waarom ek vandag hier sit om 'n boek, en ek het regtig leiding nodig. Om het uiteen te sit, ek is besig om dit te skryf. Ek het guidance nodig, leiding nodig om dit reg te doen. En ek is baie dankbaar dat ek vandag hier kan wees. Baie dankie.